Ons toets hierdie live feed van Facebook en wil sommer net 'n bietjie praat oor die pastorale brief. As gemeenteraad en personeel is ons die laaste 24 tot 48 uur diep in geloofsonderskeiding oor hoe dit is wat ons die gemeente kan begelei in hierdie tyd. Soos baie van julle nou weet, het die landspresident Sondag afgekondig dat hierdie COVID-19 virus op die oomblik tot 'n ramp verklaar is. En so as gemeente is ons ook op ons pad van disippelskap om ook te kyk hoe ons die Here kan volg in hierdie proses. Ons neem onsself voor om baie gereeld te kommunikeer, so ons gaan Facebook baie gebruik, so as daar van julle vriende is, wat julle van weet wat op Facebook is, maar wat nog nie die FGK Facebookblad gelike het nie, nou wil ons julle uitnooi om dit te doen. Ons gaan ook gebruik maak van WhatsApp en ons webblad gereeld opdateer, so daar sal baie inligting gegee word. As die leiers van die gemeente het ons gedink om ons respons in hierdie tyd rondom 3 van ons uitnodigings te groepeer. En die eerste een gaan oor ons uitnodiging van besin. Wanneer mense in 'n krisistyd gedompel word, soos hierdie pandemie, dan dink ek is dit verskriklik belangrik om regtig in gesprek te gaan met mekaar en natuurlik met die Here. En so in ons pastorale brief het ons 'n baie eenvoudige hulpmiddel gegee wat ons kan help om met ons emosies in hierdie tyd in kontak te kom. Ek weet net vanuit my praat met gemeentelede dat daar van ons is wat met vrees sit. Daai vrees gaan vir party mense om in angs en weghol gedagtes. Party van ons gemeente het hartseer oor dinge wat gekanselleer word. Selfs in my eie huis is my seentjie se rugbytoer afgestel en moes ons werk met sy eie hartseer. Daai hartseer kan ook oorgaan in ander emosies soos woede. Dit kan oorgaan in depressie. En so in die pastorale brief het ons 'n wiel gesit wat jou kan help om te dink en net te identifiseer waar is jy. En dis eintlik iets wat ons daagliks kan doen. Ons gaan later in die week ook 'n hulpmiddel gee vir gesinne om met mekaar te praat oor hierdie situasie in ons land, maar hierdie is dalk 'n begin. Dus gebruik daai emosiewiel en kyk dan net waar is julle as 'n gesin en as individue dalk daagliks met daai emosiewiel. En dan praat ons nie net met mekaar nie, ons praat ook met die Here. Ons het 'n ryk tradisie waar ons emosies na die Here toe kan bring. Daar's natuurlik verskillende maniere om dit te doen. Daar's klaagliedere in die Bybel wat ons vir die Here kan vra, Here, hoekom? Partymal kan ons gebede van petisie hê en vir die Here te sê, Here, help. Daar's natuurlik baie maniere hoe mens met jou emosies kan werk. Die Psalms is 'n fantastiese boek wat ook vir ons woorde kan gee wanneer ons nie kan bid nie. Ek dink 'n teks wat ons kan help is Filippense 4 waar Paulus sê, en ek gebruik die Message se parafrase, don't fret or worry, turn your worries into prayers. En miskien kan hierdie 'n geleentheid vir ons ook wees om met die Here te praat hieroor. Dan wat betref ons behoort, het ons as gemeenteraad besluit geneem gister dat alle eredienste gestaak gaan word en alle gemeenteaktiwiteite. Ons is bewus daarvan dat die minimum getal van byeenkomste 100 is, maar ons dink regtig dat in hierdie tyd dit baie belangrik is dat ons hierdie sosiale afstand ernstig opneem en daarom gaan ons nie eredienste hê nie. Ons het ook besluit dat ons elke maandag teen 12 uur inligting sal deurgee, soos wat inligting beskikbaar raak van ons omgewing en ons land. Nou hierdie beteken natuurlik dan dat ons nie eredienste gaan hê nie, maar dit beteken nie dat ons nie kerk gaan wees nie. En hierdie is 'n lyn waaroor ons as leiers baie sterk voel, is dat ons in hierdie tyd nie minder kerk gaan wees nie, ons gaan meer kerk wees. En daarom gaan ons 'n paar baie praktiese dinge doen. Ons sal wel Sondag 9uur ons erediens lewendig uitsaai. Dit sal op Facebook wees, maar later gaan ons dit ook in YouTube beskikbaar maak. Ons sal ook 'n baie eenvoudige audio formaat export en 'n skakel op WhatsApp sit, so daar sal baie geleentheid wees om weekliks te werk met die teks.
Dit is baie interessant dat die leesroosterteks vir opkomende Sondag is Psalm 23. Die Here is my herder. En so ons sal daai weekliks uitsaai. Ons gaan ook aan met ons lydenstyd materiaal, soos julle weet, is die tema daarvan maak plek, en ons is eintlik op 'n baie praktiese manier besig om plek te maak. Ons sal ook materiaal beskikbaar maak wat gesinne en vriende kan help en individue in hierdie tyd. Al daai materiaal sal op ons webblad wees. Ons het 'n nuwe skakel oopgemaak, fgk.co.za/kerkwees, omdat ons nou glo hierdie is die tyd wat ons dalk reflekse kan aanleer oor hoe om kerk te wees wat nuut en vars is. Ons moet onthou die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is ook nie dominees nie, en die kerk is ook nie net 'n erediens nie. Kerk is ons as die mense. So ons wil regtig in hierdie tyd ons reflekse ontwikkel, sodat ons as disippels van Jesus die werkwoord en die aksie van kerkwees kan uitleef. Natuurlik in hierdie tyd van nie eredienste nie, beteken dit daar nie geleentheid is om offergawes op te neem nie. So ons wil gemeentelede aanmoedig om aan te hou gee. Ons sal kanale skep van SnapScan of EFT's kan nog steeds gemaak word. Dit bring my sommer by beweeg. Ons is diep bewus dat daar van ons lidmate is wat sakeondernemings het wat baie diep geraak word deur die maatreëls wat ingestel word. Daarom wil ons ook aanmoedig dat as jy 'n bydrae wil maak aan ons gemeente, om sulke gemeentelede en mense in ons gemeenskap te help, kan jy daai merk met noodfonds. Een van die eerste dinge wat ons daarmee gaan doen, is ons gaan koekies seep koop vir mense wat in ons townships bly. Soos julle weet is ons gemeente bevoorreg dat ons baie verhoudings het met mense in omtrent 42 townships, en een van die dinge wat baie duidelik sigbaar word nou, is dat daar tekort is aan koekies seep, en so ons gaan in hierdie tyd ook uitreik deur dit te doen. So van daai noodfonds geld sal ons dan gebruik om seep te koop en dit te versprei. Dan wil ons ook 'n beroep doen op gemeentelede. As jy 'n foon het wat dalk in die kas lê of iewers in 'n laai wat WhatsApp kan gebruik, wil ons vra dat julle vir ons daai fone ook bring hier na die gemeente toe. Julle kan dit sommer net aflaai by die kantoor. Ons wil graag van ons gemeentelede wat nie WhatsApps het nie, bemagtig sodat hulle dit ook kan doen. Hierdie is natuurlik 'n tyd wat ontwrigtend is, maar as kerk en as disippels van Jesus glo ons dat hier ook baie geleenthede is. En een van die groot geleenthede dink ek is om ons prioriteite weer in oënskou te neem. Ons onthou dat Jesus gesê het, soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir ons gegee word. In ons pastorale brief skryf ons dan ook dat ons dink hierdie is 'n geleentheid vir ons as 'n gemeente om weer te ontdek en herontdek dat ons almal ingeweef is in die liggaam van Christus, en as een lei almal van ons. Ons dink ook in daai wonderlike teks in Romeine 8 waar ons duidelik lees dat die skepping en ons as mense die sigtinge van ons lewens ervaar, maar dat die Gees is wat hierdie sigtinge ken en wat ons help met ons gebede as ons nie weet nie. As daar enigiemand van julle is wat pastorale gesprekke nodig het, is julle welkom om ons te kontak. Die inligting is ook in die pastorale brief. Kom ons vat mekaar se hande, kom ons bid dat ons in hierdie tyd ook kerk sal wees. Die feit dat ons nie eredienste het nie, beteken nie dat ons minder kerk is nie. Ons kan nou leer hoe om meer kerk te wees. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. Julle is welkom om ook boodskappe te los hier op Facebook of om ons te kontak op die gemeente se WhatsApp. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u liefde. Ons dankie dat u nie apart is van hierdie pyn en lyding nie. Ons bid, Here, dat u vir ons wysheid en insig sal gee, dat u ons sal versterk en dat u by ons sal wees. Help ons, Here, om te besin en te behoort en te beweeg in hierdie tyd op maniere wat u naam eer. En ons dankie daarvoor. Ons bid, Here, dat u ons slim sal maak en wys, dat u ons vrese en ons angste sal aanhoor en dat u by ons sal wees. Ons bid dit in u naam. Groete vir julle en mag die seën van die Here Jesus Christus by julle wees.